die spieël, sien myself daar. 'n Mens vol foute, 'n lewe vol skaam. Ek wil graag anders wees, maar my trots staan groot soos 'n reus. My hart roep uit, ek kort 'n nuwe begin, want sonder U maak my lewe nie sin. Meer soos Jesus, minder soos ek, die selfsugtige liefde moet uit die hart uittrek. Maak die eie ek klein, totdat dit heeltemal verdwyn. En maak Jesus groot, die kaptein van my lewensboot. My eie gedagtes, soos 'n wilde rivier, maar die woord 'n damwal, dit al stop nou hier. Net my aan beheer maak dit net seer. Ek maak nou 'n totale oorgawe aan U, o Heer. Meer soos Jesus, minder soos ek, die selfsugtige liefde moet uit die hart uittrek. Maak die eie ek klein, totdat dit heeltemal verdwyn. En maak Jesus groot, die kaptein van my lewensboot. Neem my woorde, maak dit stil, praat U waarheid, neem my wil. Vat my hande, vat my oë, nie ek nie, maar Jesus bo. Meer soos Jesus, minder soos ek, die selfsugtige liefde moet uit die hart uittrek. Maak die eie ek klein, totdat dit heeltemal verdwyn. En maak Jesus groot, die kaptein van my lewensboot. Die wat onze Vader, onze Papa, dank U, waar ons nou kan doorgaan en samen die Sabbatdag kan genieten. En vraag dat U alsjeblieft jullie woord zal opmaken, zodat ons uw woord kan blijven. En bid in Jezus' naam alleen. Amen. Hij leert en ek hoor. Kom ons leer die Bijbel. Mattheus 28 vers 6 en sê, kyk, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Nou die wonder van Jesus se lewe bereik nie sy hoogtepunt by die kruis nie, maar by die opgraf. Die opstanding is die kragtige bewys dat Jesus nie net vir ons sonde gesterf het nie, maar ook die dood self oorwin het. Sonder die opstanding sou die kruis geen krag hê nie. Maar hy het opgestaan en dit
verander hulle. Paulus verstaan dit diep persoonlik wanneer hy sê in Galasië 2:20 en hy sê ek is met Christus gekruisig. Dit beteken dat Paulus sy ou sondige lewe agtergelaat het. Wat hy eers lief gehad het, het hy nou versaak. Dit beteken en lief sonde doen, nie meer doen, hy stop. Hy het sy dat aan die wêreld verloor en Jesus voluit as 'n verlosser ontvang. Die kruisiging van die ou mens beteken die dood van die eie ek, van selfbelange van sonde. Maar dit is nie waar die verhaal eindig nie. Paulus gaan aan. Hy sê, en ek leef nie meer nie. Christus leef in my. So, ou lewe het geëindig tot ou lewe. Maar Christus het 'n nuwe lewe vir Paulus gebring. 'n geestelike wedergebore tot 'n nuwe wandel. Ek lees Kolossense 2:12 en 3:1 beskryf dit so. Dit beskryf so. Omdat julle saam met hom begrawe is in die dood, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Dan aan jy dat hoofstuk 3:1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Nou hierdie nuwe lewing dra verandering. En dit Kolossense 3:5-9 noem dit wat ons moet aflê. Die dinge van die ou mens. Kolossense 3:5-9 is die opdrag tot radikale geestelike verandering. Radikale beteken alles verander. Dit is radikale opdrag, nie verminder dit nie of bestuur dit nie, moet beëindig dit, stop jou sonde lewe. Paulus wys vir die gelowige hoe 'n lewe in Christus prakties moet lyk. Hier is die kernbetekenis.
Moenie toelaat dat die dinge waarvan Jesus nie hou nie. Enige rol jou lewe in julle lewe begin speel nie. Raak daarvan ontslae sodra dit in jou lewe kop uitsteek. Ek praat van dinge soos seksuele sonde, gedagte wat opkom, pietlike optrede uitloop, om sulke dinge net te loop en begeer is al bekeer. Dit beteken, jy begeer bekeerde dinge. En dan is daar mense wat nooit genoeg kan kry nie. Hoe meer hulle het, hoe meer wil hulle hê. Asof dit hulle afgode is. Hulle gee al hierdie tyd en energie daaraan om net al hoe meer in die hande probeer kry. Hierdie soort dinge maak dat God mense straf. Hy tree hulle mos nie aan wat God wil hê nie. Hulle stuur hulle mos nie aan wat God wil hê nie. Hulle tyd vir lelik lewe is verby. Julle tyd. Julle weet goed waarvan ek praat. Julle het self vroeër so geleer. Maar daardie tyd is nou vir julle verby. Dit beteken natuurlik dat al die lelike dinge waarvan God nie hou nie, ook vir julle iets van die verlede moet wees. En julle tyd leer is verander. Nou sal ek vir julle 'n paar opnoem. Dink maar aan die slegte hiermee. Of om oor alle te wil beklein. Om 'n rok te dra, doen ook niemand goed nie. Moenie God in. Moenie God in die skande steek deur die manier waarop jy praat nie. Moenie vloek nie. Nee, self al laat jy jou woorde mense net ongemaklik voel, moet jy dit nie eers gebruik nie. Trek aan die regte klere aan. Praat die waarheid met mekaar. Moenie lieg nie. Julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere
uitgetrek en nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is julle slegte en ou gewoonte en die verkeerde manier waarop julle geleef het. Ja. Ja, ander by die woorde, hiermee beteken kwaad. Twee. Dan die ander ene is woeding. Dan wrok is woedingbuie. En dan skade doen in God se naam. En dan daarvan moet julle ontslae raak, soos van ou klere. Nou, vers 12 tot 17, wys waarmee onbekleed word die karakter van Christus. Julle is die mens wat God uitverkies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soort klere aantrek. Liefde wys waarmee julle klere aantrek, ja? Kijk, jy moet liefdevolle en jy moet vriendelikheid hê en nederigheid wees. Moet nederigheid wees, sagmoedigheid, geduldig, betragtaam mekaar en as enige een klagte teen iemand ander het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar, so die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. Die liefde bind alles volmaaksaam. Verder laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewe die deurslag te gee. Want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. Laat die rykdom van alle wat Christus ons leer, julle leefmanier bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare hart psalms, lofsang en geestelike liedere tot die eer van God. Verder, doen alle, of dit nou met woorde of dade is, in die naam van Here Jesus. So is julle heeltyd besig om deur dank aan God die Vader te bring.
Nou, ons lees Galasiërs 5 vers 22. En dit beskryf dat uit die vrug van die Gees. En julle ken dit. Eerste is liefde. Tweede, blydskap. Derde, vrede. Vierde, lankmoedigheid. Vijfde, vriendelijkheid. Zesde, goedheid. Zevende, vertrouwen. En achtste is zachtmoedigheid. En die belangrijkste is zelfbeheersing. Nou, die vraag vandaag. Dit gaan nie net daaroor of jy glo dat Jesus opgestaan het nie. Het jy saam met hom gestaan? Het jy saam met hom opgestaan? Kan ander die nuwe lewe in jou raak sien? Getuig jy daagliks lewe deur Christus in jou te leer? Hy leer en daarom kan jy ook werklik leer. Hemelse Vader, dankie vir die genade om saam met Christus te staan aan die ou lewe en op te staan tot die nuwe lewe in hom. Laat die wêreld u in ons raak sien. Maak ons wandel getuig van die lewe van Christus in ons. Amen. Mag Here julle seën verder. Amen.